het nodig om te meet waar trek ons. Sien, die oomblik wanneer ons in 'n krisis is, dit is iemand wat ons dadelik kan bel. Iemand by wie ons dadelik wil uitkom. Die krisis my tref, of dit voel soos 'n krisis, toe bel ek dadelik my ouma en ek sê, ouma is by die see, maar ek preek môre. En al wat sy vir my sê, toe maar jy het voorberei vir vanaand, en nou ja, dit is nou wat iemand sê wat in die gemeente sit, jy het voorberei vir vanaand, dit is toe nou Saterdag, so jy sal okay wees môre, en ek besef toe nee, wanneer jy in die bediening staan, is al verskillende saailande, en is ek maar net genooi om ook in hierdie saailand te kom belê, maar kan nie my saad van daar af bring hiernatoe en sê nou saai ek, en so ek wil nie kom omkrap vanmôre nie, so ek het nodig gehad om te weet, hoe lyk die saailand? Waar trek ons op hierdie stadium? Ek bevind myself onder die kombers, onder Jesus se kombers. Hy net onder die kombers, vir die wat laasweek Sondag hier was. En dadelik aan Jesus wat in Johannes gebid het vir sy disippels, voor hy as hoëpriester oorgegaan het, toe begin hy dadelik bid, hy sê, Vader, ek is nie meer in hierdie wêreld nie, en ek is nie meer deel van hierdie wêreld nie, maar ek kom nou na U toe, en ek bring hulle in my, bring U toe, want in my is hulle verborge, en ek is verborge in U, en ek dink, miskien is dit wat die Here vanmôre vir ons wil sê, en gisteraand, nou ja, ons kan deurnag, so gisteraand 10:00, toe sit ek voor die Bybel, en ek's by hierdie gedeelte, en hoe meer ek lees, hoe meer maak die Bybel net vir my toe. Ek kry niks om te deel uit daai gedeelte uit nie. Nou ja, toe vat die Here my terug, hy sê nee, ek gaan na Dawid toe. Dawid. So die van julle wat julle Bybels het, kan vir my oopmaak in Psalm 54. Psalm 54, die opskrif sê teenoor grim vyande, en vir die musiek met snaarinstrumente, 'n onderwysing van Dawid. Vir die musiekleier met snaarinstrumente, 'n onderwysing van Dawid. Nie 'n lofuiting nie, nie 'n hulpgroep nie, hy kom, hy sê, dit is 'n onderwysing van Dawid, en Dawid kom en hy neem sy plek in. Hy sê, ek as leermeester gaan nou vir julle onderwysing lewer, en dan het ek te doen met Jesus, hy gaan met die Olyfberg, in die oggend vroeg kom hy weer terug, en hy is in die tempel om te leer, en die Bybel sê vir my, en Jesus het gaan sit in die tempel, sonder laat hulle hom vra, sonder laat hy gestudeer het in die tempel, nee, hy kom, hy sê, hy gaan sit dadelik in die tempel, en hy leer. En Dawid, Jesus is uit die geslag van Dawid, en Dawid soveel geslagte voor Jesus, kom op 'n plek waar hy sê, ek neem my titel in as leermeester, en ek wil vir julle sê, ek wil julle leer gaande die weg. En dan kom hy en hy sê met snaarinstrumente, en net so 'n paar Sondae terug het ons geleer, dat die klippe sal uitroep. Dawid hier die klip gevat het en Goliat verslaan het met die lofuiting, en hier kom hy sê met snaarinstrumente sal daar 'n onderwysing wees, en sal die Goliat verslaan word vanmôre op hierdie vloer. Kom ons kyk na die woord van die Here, die tweede vers sê, toe die Sifiete gekom en aan Saul gesê het Dawid hom nie by ons weggesteek nie? Kind van God, wat maak jy as jy onder Jesus se kombers is? Maar lewer jou uit. Hulle sê, is hy nie by ons weggesteek nie? Hier is hy. En Saul, wat Dawid wil doodmaak, hulle kom na hom toe en hulle sê, hier is hy. Soek jy na hom, hy is hier, hy is onder die beskutting, onder die kombers, hy is hier. Wat maak jy as jy onder die beskerming van die kombers is, maar jy uitgelewer word?
Dan kom die 3de vers, en hy sê, o God, verlos my deur u naam, doen aan my deur u mag, verlos my deur u naam. Here, nie langer wie ek is nie langer my naam nie, want my het soveel dinge, maar u naam. Laat daar vir my verlossing wees in u naam. Tannie Ria, kan ek Tannie Guns vra? Jesaja 43 vers 1. Verlos my deur u naam en doen aan my reg deur u mag. Hy kom op 'n punt waar hy sê, ek sien die vyande rondom my. Hy sê, Here, deur u naam is daar vir my verlossing, deur wie ek is nie. Nie deur dit wat ek doen nie, maar deur u naam. En doen aan my reg deur u mag. Laat reg en geregtigheid geskied. Here, ek wil nie hê dat u teen my vyande moet opstaan in ongeregtigheid nie, maar doen dit wat reg is. Ek weet, as ek onder u kombers is, kan ek vertrou dat u regverdigheid sal geskied. Het dan nie om vir ons, kan asseblief. Maar nou, so sê die Here jou skepper, o God, en jou vermeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Dankie. Kan ons 'n reiling doen? Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Hulle is onder die kombers en hulle is uitgelewer. Jy is myne. En dan kom hy en Dawid bevind homself waar hy sê, Here, deur u naam. U het my lankal geroep by die naam. Maar nou roep ek op u naam, nie meer langer ek nie, maar nou u. As die eie ek maar net kleiner kan word onder die kombers, sodat Christus sterker kan word. Paulus skryf, hy sê, ek sal baie liewer dus in my swakhede roem, sodat Christus in my sy krag kan volbring. Wil ons nie maar net die eie ek neerlê en sê, Here, ek is jammer, ek het die eie ek saam met my onder hierdie kombers ingedra. Ek lê dit neer. Nou is dit u en ek is bewaar in u naam. En gereg en geregtigheid sal geskied. Al is ek uitgelewer onder die kombers. Vers 4. O God, hoor my gebed. Luister na die woorde van my mond. Hoor my gebed. Dawid is nie besig om met die Here te praat nie. Glo jy nie, hy hoor jou alreeds nie. Hy kom, hy sê, ek wil net 'n tweede versekering hê. Here, hoor asseblief my gebed. En dan gaan hy verder, hy sê, luister na die woorde van my mond. En dis hier waar ek sê, hoekom na die woorde van my mond? Is die mond nie vlees nie? Here, luister na die woorde van my mond. Dawid, praat jy uit jou vlees uit? Dan kom die woord, en hy sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dawid sê, Here, luister net na my hart, as ek onder die kombers sit, hoe kleiner ek word, luister net na my hart. Ek het nodig dat u na my hart sal luister, want as u weet wat in my hart aan die gang is, en die woelinge in my hart, dan sal reg en geregtigheid geskied. Ek glo in u naam, want u is die goeie Vader. As ons dan wat slegte mense is, weet om goed te doen, hoeveel te meer nie ons Vader wat in die hemel is nie. En Dawid het dit geweet. My hart loop oor, vers 5 sê,
want vreemdes staan teen my op, en tiranne soek my lewe. Hulle stel God nie voor hulle oë nie. Selah, Selah, ruspause. Hy kom en hy sê, en vreemdes staan teen my op, hulle wat God nie ken nie. Hulle is vreemdes, nooit geroep by die naam nie. Hulle het nooit die uitnodiging aanvaar nie. Vreemd. Hy sê, en tiranne, groot. Tiranne soek my lewe. Die Ou Testament leer my dat die siel lê in die bloed. Dawid kom, hy sê, hulle soek my lewe, as my bloed net kan vloei, is hulle tevrede. Maar Here, onder U kombers skuil ek. Terwyl die tiranne op soek is na my bloed. Verder skryf hy die woord van die Here, en hy sê in vers 6, kyk. Openbaring 4 sê, kyk, 'n geopende deur in die hemel. Openbaring 3 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En Dawid het iets geweet van om geestelik ingestel te wees en om geestelik te sien. En hy kom, hy sê, kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun. Halleluja! Al soek hulle my bloed. Dit is die Here wat my siel ondersteun. Hy sê, kyk net in die geestelike dimensie, daar is iets aan die gang. My God is besig om te werk. God is on the move, halleluja. Kan ons nie net die Here lofuiting gee nie? Wanneer ek uitgelewer is onder die kombers, kom hy en hy sê, ek sal vir jou deurbraak gee. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. En dan kom die woord van die Here en hy sê, hy sal my vyande die kwaad vergelde. Dawid sê, ek weet een ding, my God is regverdig. Vernietig hulle in U trou. Hy sê, Here, ek weet U is getrou. Vernietig hulle. Hulle is vreemdes wat op soek is na my lewe. Nêrens kom Dawid en hy sê, dis die eie ek, en die eie ek wil hê, dit moet sleg gaan met hulle nie. Nee, hy kom en hy sê, Here, groot is U. Regverdig is U, getrou is U, en omdat U die goeie Vader is, weet ek, U sal my vyande op die kakebeen slaan. En Goliat, jy gaan val. As my lofuiting daar kan wees. En dan kom vers 5, hy sê, vrywillig wil ek aan U offer. Ek wil U naam, o Here, loof, want die is goed. Here, vrywillig. Ek is nie gedwing van môre om op hierdie vloer te wees nie. Vrywillig wil ek aan U offer. Vrywillig, wat is die liefde dan? As hy my sou gedwing het om hom te aanbid, sou dit 'n God van liefde wees? Hy is almagtig, hy kan die huis omdruk, maar in Openbaring 4 sê hy, kyk, kyk, ek staan by die deur en ek klop, die uitnodiging is daar. As jy maar net geweet het, dis die uitnodiging. Ek dwing jou nie om die deur oop te maak nie. Ek is 'n God van liefde. Ek is daar as jy my nodig het. Kies vandag wie jou God is. As die Here jou God is, dien hom. Verder kom Dawid en hy skryf hierdie psalm, maak hy mee klaar, hy sê, want dit het my uit al my benoudhede gered, en my oog het met welgevalle op my vyande neergesien. Here, toe ek U geloof het en toe ek U geprys het,
En die klippie vlieg deur die lug. En hy Goliat die eerste maal tref. Toe is dit verby. U het my uit al my benoudhede gered. Kan ek vir so 'n oomblik dieper gaan? Ek het te doen met die tweede hemel. Ek het te doen met die derde hemel. Tweede hemel, Satan, die gevalle engele. En iewers het ek iemand wat sit en sê, Here, ek is uitgelewer. Ek is uitgelewer, hulle het my gevind, hulle weet waar ek is, hier op hierdie aarde. En daar is tiranne, vreemdes, hulle wat nie in die koninkryk van God is nie. Die gevalle engele, die tiranne, hy sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede. Die tweede hemel, Here, ek sien vreemdes wat teen my opstaan. Ek sien tiranne wat my siel soek. Hulle wil my nie net doodmaak op die aarde nie, hulle soek my siel in hulle koninkryk. En al wat ek kan sê is, Here, red my in U naam. Want ek self kan nie ingaan nie. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan deur die tweede hemel na die derde hemel toe, behalwe deur my nie. En Dawid het dit geweet. Here, deur U naam, neem my net op, dat ek kan sien in die geestelike dimensie. En Dawid weet dit, hy sê, kyk, God is getrou. Hy gaan red. As ek maar net lofuiting kan gee, as ek maar net kan sê, Here, die eie ek wil kleiner word van môre, dat U groter kan word. Kom ons sit net so en dan